die vlak van Christenskap in hierdie land, en ek sê dit sonder enige meerderwaardigheid, ek sê dit met groot droefheid, is net so diep. Ja, dit is ongelooflik vlak. En die duiwel is baie gelukkig met so 'n situasie, so oppervlakkig. Baie welkom hier vanaand. Ons gaan voort met ons studie uit die boek Handelinge. Kom ons vra die Here vir sy bystand in die werking van die Heilige Gees, waar ons hier nou na die woord sal kyk. Genadige God, Hemelse Vader, U het die tye beskik en U het ook hierdie tyd vir ons beskik. 'n Tyd vir ons om te reflekteer oor die werking van die Heilige Gees. 'n Tyd vir ons om weer eens verwonderd te wees oor dit wat die Here Jesus Christus gedoen het en wat hy nog steeds besig is om te doen. Ons bid dat ons ook van vooraf verwonderd sal wees oor die besonderse genade wat ons as gemeente het en ook al die ander gemeentes hier op aarde, dat U dit so beskik het dat daar nou bykans 2000 jaar gelede nog steeds gelowiges is, dat daar nog steeds 'n getuienis gelewer word en dat die getal van die uitverkorenes voltallig sal word. Maak ons dan nederig en ootmoedig hierso, vergewe ons sonde, vergewe ons daar waar ons tekort skiet, in dit wat ons aanbied en ook ons vermoë om te ontvang. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. So ons het laas gesê die boek Handelinge is aan die een kant die handelinge van die heilige apostels, soos die opskrif hier sê, maar dit is dan eintlik die handelinge van die Here Jesus Christus deur die Heilige Gees, wat die nuwe bedeling wat die Here Jesus Christus hier op aarde gebring het, om dit in te lei. Kom ons lees vanaf die eerste vers weer. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels, wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Ons lees net daardie eerste 8 verse. Ons het dit verlede keer ook behandel, maar ons het verlede keer in breë trekke
gepraat, ons het gepraat oor Lukas, ons het gepraat oor die wyse waarop hy hierdie verhaal saamgestel het, net soos hy ook te werk gegaan het met die evangelie volgens Lukas. Hy het getuies ingesamel en weer eens kom ons onder die indruk dat Lukas was nie hier eerstehands teenwoordig saam met die eerste disipels nie, maar hy het goeie getuienis gehad van mense soos Maria, die moeder van Jesus, wat ook in hierdie eerste gemeente was, en natuurlik mense soos Petrus en so meer. So, wat nou interessant is, as ons net na sy openingswoorde kyk, dis die eerste verhaal, geskiedenis kan ons sê, wat Lukas opgestel het oor alles wat Jesus begin doen en leer het. En ons sou nou eintlik dink, Lukas het dalk nou maar net sy taalgebruik nie reg aangewend nie. Hy moes eintlik gesê het wat Jesus gedoen het en geleer het. Maar hier is iets van 'n begin. Dis hier iets wat nou wat nie afgehandel is nie. Dit is in die eerste verhaal en nou gaan daardie verhaal aan. Daar kom nou 'n nuwe dimensie by. Dis nie afgerond nie. Die werk wat die Here Jesus begin doen het, is tot vandag toe nie afgerond nie. Dis nie klaar nie. Dit is in 'n sekere sin, as 'n mens kom ook by die einde van die boek Handelinge, dan sien jy alles hang skielik in die lug en dan besef 'n mens, daar's nie 'n einde aan hierdie tweede verhaal nie. Hy gaan aan en aan en aan. En die hele kerkgeskiedenis loop deur tot vandag toe. So, en die leerwerk hou natuurlik aan. So hy het dit daai tyd begin doen, maar dis nie afgehandel nie, tot op die dag dat hy opgeneem is. So, hier in hierdie gedeelte sien ons nou hoe die Here Jesus Christus opgeneem is. Nadat hy aan die apostels, ons het verlede keer gepraat oor wat beteken dit om 'n apostel te wees? Dis 'n ampt wat ons nie meer kry in die kerk nie. Dit is mense wat eerstehandse getuienis was van die opstanding van die Here Jesus Christus en hom in lewende lywe ontmoet het. En dit sluit die apostel Paulus in, wat hom op die pad na Damaskus, wat hom daar ontmoet het. Nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, God werk altyd uitverkiesend. Ons kan dit nie verklaar nie, maar dit is so. Hy werk met mense wat hy uitgesoek het. Van die apostels tot elkeen wat hom vandag volg, is uitverkies om 'n sekere werk. En hy werk deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees, die Here Jesus Christus werk deur die Heilige Gees. Aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens. Daar verskyn die Here Jesus Christus na sy opstanding lewend. Dis vir ons 'n misterie. En dis iets waaroor ons nie baie oor dink nie. Die Here Jesus Christus staan op, of hy word opgewek, of hy het opgestaan. Partykeer is daar ook 'n verwysing dat hy opgewek is. Ons lees verder in Handelinge, sal ons meer oor die opstanding van die Here Jesus Christus praat, maar met watse liggaam staan hy op? Dis lewend, maar tog sien ons dat daardie liggaam nie gebonde is aan tyd en plek nie. Hy verskyn aan sy disippels, hy is by die Emmausgangers, hulle bied vir hom kos aan, en dan is hy skielik weg. In die volgende oomblik vergader sy disippels op 'n plek, en dan is hy daar, hulle het die deure gesluit, dan staan hy daar, dan is hy daar in lewende lywe. So, wanneer die apostel Paulus in sy brief aan die Filippense daardie gemeente wil bemoedig, sê hy, ons verwag ons verlosser,
uit die hemele, wat met sy wederkoms, dit is Filippense 3 vers 19 en 20, wat met sy wederkoms ons vernederde liggame sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Met ander woorde, die liggaam wat hier lewend vertoon is die liggaam wat vir elke gelowige uiteindelik bestem is. Liggaam wat nou verneder word, ouderdom, kan nie meer mooi loop nie, siekte, alles verval, ons weet wat die pad van die lewe is, maar die vernedering gaan nog verder tot daar in die graf waar jy eintlik gestroop word tot net die bene oorbly. Nou, Openbaring 19 sê dat die liggame wat in die see was, die see sal, is Openbaring 20, die see sal daardie liggame oplewer en hulle sal ook voor God verskyn en dit sal dieselfde verheerlikte liggaam wees. En dan voeg Paulus daaraan toe deur te sê hy sal dit doen deur die krag wat hy ook alles aan homself kan onderwerp. Onthou die Here Jesus Christus voor sy hemelvaart het gesê, aan my is gegee alle krag in die hemel en op die aarde. So dit gee ons 'n idee van die lewend vertoon en die kentekens wat daarmee gepaard gegaan het. Dit was 'n liggaam wat kon eet, dit was 'n liggaam wat Markus skryf nogal in sy evangelie, die Here Jesus Christus het in 'n ander gedaante aan die disippels verskyn. Met ander woorde, dit was nog steeds hy, maar dit was 'n ander gedaante. So hierdie is die verheerlikte liggaam. En as ons nou kom en ons praat nou hieroor, miskien kan ons later dit weer noem, hierdie liggaam vaar op voor die oë van die disippels, ons sal nou nog daarby kom. En hierdie liggaam verteenwoordig ons liggame in die hemel, ons fisiese liggame. En ons belydenis katekismes praat so pragtig daaroor, oor daai aspek. Ek het nie nou die presiese Sondag afdeling in my kop nie, maar wat is die nut van die hemelvaart, vra die katekismes, dat Christus ons liggaamlik verteenwoordig in die hemele, sodat ons eendag met ons eie gelykvormige liggame aan sy liggaam daar saam met hom sal wees. So die hemelse heerlikheid is nie net 'n geestelike dimensie nie, dis 'n fisiese dimensie en dit is ook hoekom ons eie liggame en wat ons daarmee doen wanneer ons dit begrawe, dit ter sprake is. Dis nie sommer maar net, die Grieke het gesê die liggaam is verganklik en dit beteken niks nie, die gees is alles en die siel is dalk alles. Nee, Christus sal ons verlos, liggaam en siel. So hier het ons nou net, so dis baie belangrik hierdie, na sy lyde het hy hom lewend vertoon deur baie kentekens. Terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Met ander woorde, hy het voortgegaan om hulle te leer en te onderrig. Ons weet van die Emmausgangers, ook Lukas skryf daarvan in sy evangelie van die Emmausgangers, en hoe die Emmausgangers die woorde van die opgestane Jesus Christus ingedrink het, en hoe dit hulle harte warm gemaak het, en die Here Jesus Christus wat aan die disippels verskyn het, ook in daai kamer, en hy het hulle gesê, hoor hierso, julle moenie so verbaas wees nie, in die Ou Testament, die wet en die profete en die psalms het van hierdie dag gespreek, het die vervulling van hierdie profesie eintlik aangekondig, en julle sien dit nou voor julle oë gebeur. So, hy het aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gespreek. En ek dink ons het laas daaroor gepraat, hierdie is nie net 'n kerksaak nie, die koninkryk van God is iets wat gekom het om Christus, om God se heerskappy
oor die ganse skepping weer terug te vat. Dit is waaroor die koninkryk van God gaan. Dis hoekom wanneer ons met kerkwerk besig is dit eintlik een van die mees radikale sosiale aksies in die wêreld vandag. Is dit wat die gemeente doen, en die prediking van die woord en die uitdra van die evangelie, die huisbesoeke wat die ouderlinge doen, en so meer die evangelisasie geleenthede, absoluut radikaal, want die koninkryk van God beteken dat God se heerskappy gaan herstel word. En hierdie bedeling wat nie tot bekering kom nie, is verdoem tot die ewige helse vuur. Daar's nie eintlik, en is ons het nou al so gewoond geraak in die samelewing waarin ons bly, dat, jy weet, almal is min of meer Christelik. So, jy is nou nie aan my kerk nie, maar jy weet, jy glo dan in liewe Jesus, so jy's alright, jy weet. Maar jy weet nie eintlik wat jy glo nie. Liewe Jesus is dalk so by iemand wat jy altyd vinnig nader hark wanneer jy 'n probleem het, of jy weet, en dan gaan iemand dood, en dan hoor ons hy skielik in die hemel, en jy weet, en hoe dit gebeur. Nee, almal is daar so, as hy doodgaan, as jy kyk maar op die begrafnisbrief, almal gaan hemel toe, daar is nie twyfel daaroor nie. En hulle is nou besig om daar 'n groot reunie te hou, en hy draf uit vir die hemelse eerste rugby span, of hy's nou 'n engel in die hemel, sulke snert, sulke absolute snert, wat nou mense, so die vlak van Christenskap in hierdie land, en ek sê dit sonder enige meerderwaardigheid, ek sê dit met groot droefheid, is net so diep. Dit is ongelooflik vlak. En die duiwel is baie gelukkig met so 'n situasie, so oppervlakkig. So die dinge van die koninkryk van God is nog steeds op die agenda, nog steeds is ons besig daarmee, nog steeds is dit nodig dat 'n gemeente begeester word met dit wat hulle eintlik besig is om te doen, en dit wat die Here Jesus Christus nog. En as ek sê begeester, bedoel ek die werking van die Heilige Gees, want ons sal nou verder sien wat die implikasie was van toe die Heilige Gees uitgestort is. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Nou hier verwys Lukas na dit wat in Johannes se evangelie opgeskrywe is, lang gedeeltes, van Johannes 13 af. Nou Johannes se evangelie loop 'n bietjie anders as die ander evangelies. Die gesprek wat die Here Jesus Christus die aand voor sy kruisiging met sy disippels gehad het, met sy apostels gehad het, is 'n lang uitgebreide gesprek, maar die hoogtepunt in Johannes 17, daardie hoëpriesterlike gebed wat hy vir sy disippels doen. Maar in daardie gesprek vermeld hy telkens, en ons het verlede keer daaroor gepraat, vermeld hy telkens, dit is beter vir julle dat ek weggaan, wanneer ek weggaan, stuur ek die Heilige Gees. En dan noem hy ook spesifiek dat die Heilige Gees kom van die Vader af. Johannes 14 vers 16 en vers 26, Johannes 15 vers 26. So, hulle het dit gehoor dat daar 'n ander trooster sal kom, dat daar een in die plek van die Here Jesus Christus sal kom, en hy sal nie enigstens gebonde wees in tyd en plek nie, en hy sal 'n era aanlei, wat ook alreeds deur die profete genoem is, deur die profeet Joël en so meer. Ons sal nog daarby kom wanneer Petrus sy eerste preek gee. Nou sê hy, want daar gaan iets gebeur, want Johannes het wel met water gedoop,
maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Nou dink ons terug aan Johannes die Doper se woorde in Lukas 3, daar waar hy besig was om die mense in die Jordaan te doop, te onderdompel. Ons gaan nie nou in 'n debat van of onderdompeling of besprenkeling of wat ook al nie. Ons vertel net wat Johannes gedoen het in daardie tyd. Hy het mense geonderdompel. Met ander woorde, hulle was heeltemal met water, ek wil amper sê klere, hare, alles deurdrenk, baard, alles was deurdrenk met water. So hier in Johannes het gesê dat die een wat kom na my, ek gaan julle met water doop, en dis net 'n teken van een wat kom na my, en hy sal met die Heilige Gees en met vuur sal hy vir julle doop. En nou sal ons later by die uitstorting van die Heilige Gees kom, waar ons sien dat daardie woorde van Johannes, hoe dit in vervulling kom. Maar basies is dit dieselfde gedagte, nie met water nie, maar die Heilige Gees, nie 'n bietjies nie, heeltemal deurdrenk, onderdompel, klere, hare, baard, alles deurdrenk met die Heilige Gees. Eintlik jou hele wese word nou deur die Heilige Gees oordek. En dit is wat ons nou miskien verlede keer ook genoem het, nie meer die Heilige Gees met mate, by tye en by geleenthede nie, 'n algehele oordekking, en dit gaan nie net by een klein groep mense bly nie, dit gaan by hierdie een wees, by daai en by daai en by daai, dit gaan by almal uitkom, hierdie deurdrenking van die Heilige Gees. Nou vra in vers 6, die wat by mekaar gekom het, vra toe en sê, Here, gaan hier in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig. So, ons moet maar weet, dwars deur die evangelies kom dit kort na vore, die volk het 'n Messias verwag, die volk het die heroprigting van die koninkryk van Dawid verwag. Dink, as ons terugdink in die Ou Testament was Dawid eintlik die toppunt van al die konings gewees. En onder Dawid het die ryk van Israel, saam met sy seun Salomo, het die ryk van Israel gestrek tot by die Eufraatrivier, tot by Egipte land, tot by groot dele van Arabië, wat Arabië vandag is, tot groot dele van dit wat Libanon vandag is. So dit was die grootste ryk, en dit was 'n teokratiese koning wat regeer het volgens die Here se woord. Hy het wel 'n klomp foute gemaak, maar daai gedagte leef nou nog in die volk, dat die ryk van Israel weer herstel sal word. Die koninkryk vir Israel, en dit is dwars deur die Ou Testament, hulle wou op 'n stadium wou hulle mos vir Jesus met geweld koning maak, want hulle het verwag dat hy gaan die Romeine wat hulle onderdruk het, hy gaan die Romeine, hy gaan 'n opstand teweegbring en so meer. En die Fariseërs was die heeltyd ook, skrifgeleerdes was die heeltyd ook bang vir die Joodse raad. Dis een van die redes hoekom hulle Jesus gearresteer het, is hulle wil hierdie populêre beweging wil hulle in die kiem smoor, sodat daar nie 'n opstand teen die Romeine sal wees nie, want daar was baie opstande teen die Romeine, en elke keer het die Romeine op hulle neergekom en hulle eintlik plat geslaan en verpletter. En dit het uiteindelik na Jesus se tyd, in die jaar 70 na Christus, het hulle Jerusalem heeltemal verwoes en die tempel afgebrand, die Romeine. So, dit was bekend in die geskiedenis, so daai ding was die heeltyd in die mense se hart. Gaan daar nie 'n dellery wees wat ons kom lei en die boere sal bevry nie, weet daai gedagte, wat ook nou hier ter sprake is, en dit leef nou nog onder die disippels.
Nou antwoord die Here Jesus hulle direk en ook indirek. Hy sê, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. So, wat leer ons hier? Dat die God die Vader het 'n raadsplan. Hy het 'n raadsplan en daardie raadsplan is daar selfs dinge wat die Here Jesus Christus self nie bewus is van nie. Christus is die agent wat die raadsplan uitvoer, maar die Here Jesus Christus sê ook op 'n ander tyd, op 'n ander plek, dat die tyd van sy wederkoms weet net die hemelse Vader. So, dis dinge wat die Vader deur sy eie mag bepaal het. God, die Vader se raadsplan, die almagtige, die skepper van hemel en aarde, wat ons elke Sondag bely, is hy hou alles in sy hand en hy bepaal die tye en die geleenthede. So hy antwoord hulle nie direk ten opsigte van die koninkryk vir Israel nie, maar in die volgende vers wys hy hulle op wat die eintlike agenda is wat voltrek moet word. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea, nog steeds die ou Israel, sowel as in Samaria. Nou begin die wenkbroue al lig, want Samaria was nie so 'n lekker plek nie. Jy weet, dit was 'n pasternasie wat daar gebly het. Half Israelities, half heidens. Ons lees hoe in die boek van Nehemia en Esra neem ons hoe die Samaritane hulle teëgestaan het. Ons lees in die evangelies hoe die Samaritane by geleentheid Jesus en sy disippels weggewys het. Daar was altyd 'n probleem met die Samaritane. So die noem van Samaria is nou nie iets wat die disippels vreeslik opgewonde sou maak, maar Samaria ook. En wanneer ons met die boek Handelinge besig is, sien ons dat uiteindelik kom hulle ook by die Samaritane in Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. En nou kom daar 'n visie na vore wat in Jesaja 49 sê dit van die knegt van die Here, en die Here Jesus Christus was die knegt van die Here, dat dit vir hom te gering sal wees om net Israel te red. Dit sal gaan tot aan die uiterstes, tot by die verste eilande. Daar is dit in die Ou Testament alreeds. So hierdie is die hele wonder van hierdie saak is net kortliks dit. In die Ou Testament was die tempel daar. Die heidene kon wel na die tempel toe kom om daar te aanbid. Hulle was nie toegelaat in die heiligste deel van die tempel nie. Hulle was ook nie toegelaat om daar offers te bring nie, maar hulle kon daar aanbid. So Jerusalem was, ook hier in die Nuwe Testamentiese tyd, was dit 'n middelpunt waarna toe mense gekom het. En nou, met die koms van die Heilige Gees, draai dit alles om, en van Jerusalem gaan God se woord, God se evangelie, gaan verder uit, tot aan die uiterste van die aarde, tot hier in die suidpunt van Afrika, tot hierso, waar daar in die tyd van 1860 en selfs nog voor, op elke buitepos, op elke plaas was daar 'n gelowige boer en 'n gelowige huisgesin, en hulle het hulle werkers betrek by die huisgodsdienst, en die evangelie is uitgedra, en dit was tot groot seën vir die land. Nie net dit nie, later 'n teologiese skool en 'n onderwyskollege, alles uit hierdie distrik uit, wat eintlik so min opvallend is in terme van al die mooi en groen plekke in die wêreld, het hier so 'n groot seën uitgegaan.
En dit is 'n direkte uitvloeisel van hierdie profesie van die Here Jesus Christus, dat die evangelie sal uitgaan en daar sal getuies wees tot aan die uiterste van die aarde. Ja, nou het ek daai teken gekry, ek moet nou op.